aankondigings voor ek begin om die woord te bedien. Dankie vir Koos en die mense, daar is 'n luidspreker daar agter, 'n speaker vir as die kinders dan wil ek vra dat julle die kinders daarna toe vat, daar is 'n luidspreker. Iemand het beet gebring na die kerk as iemand wil kom, daar's beet vir die mense wat wil hê. En Dion en sy vrou, die visievoorsitter, is siek. En ek wil hê as daar ook ander mense is wat siek is, kom ons bid vir die siek mense. Die Here maak nog steeds gesond, amen. Kom ons steek net ons hande op en as daar iemand in jou hart is wat jy weet siek is, kom ons vra die Here vir genesing. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom om U te vra, Here. Dankie dat deur U wonde daar genesing plaasgevind. En elkeen wat in elkeen se hart nou op is wat siek is, Here, wat in hulle siel siek is, wat hulle liggaam siek is. Ons roep die naam van daai persoon voor U. En ons bid, Here, dat U deur die groot genade, dat die hand van die Here op hulle sal wees en dat U hulle sal genees in die naam van Jesus en dat die bloed van Jesus hulle reinig, want ons weet U is die groot geneesheer en U doen dit nog steeds, U is die geneesheer. Dankie dat U ons as kerk ook vir siek mense kan bid. Amen en amen. So die tema van my woord vanoggend is disipelskap. Net 'n bietjie agtergrond gee, ons het begin met aanbidding. Elkeen van ons weet nou wat is aanbidding, dis nie net om te sing nie. Gemeenskap, ons het mekaar nodig. Vandag praat ons oor disipelskap. So die van julle wat nie ingeskakel is by die groep van die kerk nie, elke dag gee hulle 'n versie en 'n gedeelte oor iets van disipelskap. Ons is besig met 40 dae van doelgerigte lewe. So ek sal julle aanraai om net daai versie te lees en doelgerigte lewe, dit vat 'n tyd vir 'n mens 'n doelgerigte lewe kan lei. Amen. So kom ons begin om te praat oor disipelskap. Baie keer ek en u weet wat is disipelskap. As ek vir jou gaan vra wat is disipelskap, dan gaan jy sê 'n volgeling van Jesus. Dit is so, né, 'n volgeling. So 'n volgeling is 'n disipel. Maar die kern van disipelskap, ek en u is geskep om soos Christus te word. So die kern van disipelskap, ons is geskep om soos Christus te word. So dis waarvoor ek gaan praat, om soos Christus te word. In die wêreld waar ons lewe, ek het goeie woord vir julle, ek het hoop vir elkeen en ook vir my. In die wêreld wat ons lewe, kyk hulle altyd mos vir die beste mense. As die groot universiteite, die groot regsfirmas, as hulle mense soek wat hulle wil hê moet vir hulle kom werk, hulle noem dit headhunting, dan gaan hulle na die groot universiteite toe, en dan vra hulle vir die universiteite, wie is die hoogst gekwalifiseerde persoon hier? Wie is die persoon wat uitgeblink het? Wie is die persoon wat die meeste punte gekry het? En dan gee die universiteit vir hulle daai mense, dan gaan hulle daai mense, hulle headhunt hulle om vir hulle te kom werk. So ek weet nie of ek sal kwalifiseer nie, ek gaan nie kwalifiseer nie. Ek weet nie of julle gaan kwalifiseer nie. Hulle vat een universiteit of 2 mense. Jammer om vir julle te sê, ek gaan nie daar kwalifiseer nie. So om 'n disipel te word van die wêreld, gaan ek nie kwalifiseer nie. Maar ek het goeie nuus vir julle. Jesus toe op die aarde was, het hy gegaan en daar in Matteus staan daar en hy het gekyk na die vissers. Jesus het nie gegaan in sinagoges of daar waar die teologiese mense is nie. Hy het gegaan na die see toe. En daar waar die vissers was, het Jesus vir die mense geroep en Jesus het vir hulle gesê, volg my, kom agter my aan. Hy het hulle geroep vir disipels. Julle ken daai gedeelte in Matteus. Dis die eerste disipels wat hy geroep het. Hy het in die wêreld gegaan om mense te roep. En Jesus Christus is vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy roep vir my en vir jou. Jesus roep jou vanoggend. Hoor die stem van Jesus. Hy sê, die Griekse woord is hagarai. Kom agter my aan. Volg my. Wees my disipel. Hoor die stem hier in die kerk. Jesus sê vir julle, kom agter my aan. Volg my. Wees my disipel. En om Jesus se disipel te wees, moet jy, die kern daarvan is om Jesus te word. Ons word nie God nie, maar ons word soos Jesus.
2,5 jaar, 3 jaar het die mense agter hom, sy 12 disippels, en hulle het geleer, hulle het karakter verander. Hoe verander 'n mens jou karakter? Deur te sien hoe ander mense lewe, deur te sien hoe Jesus mense se lewens verander deur sy optrede. Daar was 2 manne, hulle het genoem die seuns van donder, wille ouens. En eendag het hulle by 'n plek gegaan en toe die mense hulle nie aanvaar daar nie. En toe hulle uitloop, toe sê hulle vir Jesus: Here, bring vuur uit soos die profeet gemaak het, laat die vuur hulle verbrand omdat ons weggejaag het. Jesus sê nee, die vuurtyd is verby, dis nou die tyd van genade. Ons leef in die tyd van genade, nie waar vuur op van die hemel afkom ons verbrand nie. Ons moet disippels wees van Jesus en dit is die tema van my woord. Ter inleiding het Jesus gesê, volg my beteken om agter my aan te kom, om in my voetspore te stap. Dit is so naby volg dat die wind, die sweet en die goeders van Jesus op hulle gekom het. En dis wat Jesus vandag wil doen. Hy wil van ons vissers van mense maak. En daar's vereistes. Jesus het baie keer gesê, jy moet jou vader en jou moeder verlaat. Hy het gesê, jy moet jou kruis opneem en jy my volg. En die belangrike het gesê, jy moet God lief hê. This one thing, as ek het so kan noem, is om God lief te hê. Om 'n disipel te wees, beteken om God lief te hê. Dit is die begin van disipelskap. En hoe gaan jy word soos Jesus? En dis die paar verse en dis die tema van my woord. Om te word soos Jesus, die kern daarvan. In Romeine 8 vers 29 lees ons: Want dit wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broers. Dit is die kern, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun van Jesus. Broers en susters, kinders van die Here, ons is geskep om soos Christus te word. In Romeine 8 vers 28 lees ons: En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek wil net hierdie vers mooi verduidelik. Wanneer die woord sê alles liefhet, alles ten goeie meewerk, ten goeie van wie? Ten goeie van die Here, ten goeie van God. Alles werk ten goeie van God werk vir ons wat die Here liefhet. Vir julle wat God liefhet, sal alles ten goeie meewerk. So ons moet weet waarom ons die woord van die Here vandag hoor, dat alles ten goeie sal meewerk vir die Here, vir ons wat hom liefhet. Ons moet aanhou om die Here lief te hê. Baie keer dan sien ons dinge werk nie so nie, maar op die einde dan sien jy, maar dit het ten goeie meer gewerk. Is dit nie so nie? Daar's baie van ons wat getuig. Ek kan ook baie getuig oor dinge wat ek gedink het, dit werk nie goed uit nie, maar op die einde werk dit ten goed uit. Disipelskap beteken dus dan om God te volg, om soos hy te wees. 2 Korintiërs 3 vers 18 lees ons: En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Terwyl ons, sê die woord, met onbedekte gesig, soos in 'n spieël in die heerlikheid sien, dan word ons verander van heerlikheid tot heerlikheid. God is besig om sy kinders, om sy disipel wat disipelskap aanvaar, om ons te verander van heerlikheid tot heerlikheid. Die Here wat die Gees is. God verander ons. Maar ek gaan nou kom praat oor hoe gebeur hierdie verandering? Hoe groei ons? In Filippense 4 vers 15, ons moet groei, sê die Here. Ek en u moet groei. Hy wil hê ons moet groei. Om soos hy te kan word, moet ons groei. Vers 15 sê, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Christus Jesus. Ons moet in liefde die waarheid betrag en alles sal opgroei. Ons sal opgroei as ons die waarheid betrag in hom wat die hoof is, naamlik Jesus Christus. En dis vers 14 van Efesiërs 4 sê, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind. Die Here sê, disipelskap beteken dat ons nie soos kinders sal wees nie,
wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. As ons die woord van die Here ken en God se Gees is binne in ons, dan weet ons mas wat is die lering, dan weet ons wat is God se plan vir ons, wat is disippelskap. En as ons nie die woord ken nie, dis daarom ek wil julle aanmoedig om die woord van die Here te lees en te hoor. Daar's baie valse leringe wat omgaan en sê dit en dit en dit en ek wil nie daarop ingaan nie, maar jy weet in jou hart wanneer 'n ding reg en verkeerd is, kan ons sê amen daarop. So ons gaan nie weer, as disippelskap is nie soos kinders wat heen en weer geslinger word. Nou hoor jy die ou sê dit en daai ou sê dit en daai ou sê dat. Dan is ons soos kinders. Nee, ons is nie soos kinders nie, ons is disippels, ons word soos Jesus. Die wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sleeheid, om lustig tot dwaling te bring. Die mense wil ons lustig tot dwaling bring, deur verkeerde reëling, deur goeders te sê wat nie so is nie. Wat is die waarheid? Die woord van God is die waarheid. En as jy iets wil hoor van mense, vergelyk dit altyd met die woord van die Here. En ek hou daarvan, baie keer, een keer het iemand vir my gesê, ek het 'n verkeerde versie aangehaal, ek dink dit was Olga, dankie Olga, dit wys hy luister. Julle moenie alles net opeet wat elke ou vir julle sê nie. Gaan kyk, leer, hoor by die woord van die Here. Wat is my autoriteit? My autoriteit is die woord van die Here. Maar baie keer maak ek 'n foutjie, dan sê ek 1 Korintiërs 3 vers 10, dan is dit vers 11. En ek hou daarvan as iemand by my kom. Ek sê, sorry, dis maar hulle wys daarom, dis nie goed wat ek uit my duim uitsuig nie. Disippelskap is om die Here te volg. Ons word waaraan ons toewy, wat dit ook al is. Dit waaraan jy jou toewy, broers en susters, dis wat jy word. As jy jou toewy aan verkeerde dinge, dan word jy ook 'n mens van verkeerde dinge. As jy toewy jou aan ander goeders, ek dink baie keer is julle al seker al moeg vir my stories, maar julle weet as jy jou toewy aan 'n ding, elke ou sê nee, hy was 'n goeie speler, ek was 'n goeie speler, ek sê dit, en ek het my toegewy aan dit, en wanneer jy jou toewy aan dit, is daar of iets, ek weet nie wat nie, ek het baie keer net 'n aanvoeling gekry vir iets. Ek het my toegewy aan dit, en ek het baie keer 'n aanvoeling gekry. Ek onthou van verskeie kere, een keer in die nag het ek wakker geword, nadat ek 'n toneel gaan besoek, en iets was nie vir my lekker nie. 2 uur in die oggend staan ek het my toegewy aan dit, en ek gaan weer terug, en ek lig daar met die flits, en ek kyk daar 2 uur in die oggend, ek het my toegewy aan dit, en onder die tafel hier, kry ek 'n vroekie boksie, met 'n nommer, wat die man daar verloor het, toegewy aan dit. Ek het baie keer net 'n aanvoeling gehad. Hoorie, ek praat vleeslik, maar in die gees werk dit ook so. As jy jou toewy, dan sal die Here jou lei na sekere dinge en goeders toe. Julle kan amen sê daarop. Julle weet dit. Julle weet presies wat ek nou van praat. Een aand het ek wakker geword want hulle het altyd by 'n plek petrol gesteel. Dit was ook hier by 1 uur. Dis altyd 1 uur in die nag. En ek staan op en ek vat my vuurwapen, dis 'n hele entjie van daar af, seker 2 kilos waar hulle gaan. En ek gaan dit is in die nag en ek het net 'n gevoel gehad. En ek sit so, toe ek net so sit, hier kom 4 manne aan met petrolkanne en hulle wil die petrol steel. Ek het skaars gesit. Ek het my toegewy aan dit. As jy jou toewy aan God, dan sal God vir jou lei oor dinge. Toewy, jy word dit. Amen. As jy jou toewy in die dinge van die Here, en ek wil iets sê wat julle moet weet, ek breek nie of niks nie. Die God weet, ek kan nie breek nie, want ek is ook maar een van daai wat die Here geroep het by Viswaters en sê volg my. Ek is nie van die universiteit afgeroep nie. Nou die aand word ek wakker en ek sê, my vrou, ek stamp aan haar sê, Teresa, is jy wakker? Sy sê, nee, ek is wakker. En die Here lê op ons hart om vir iemand te bid. En ons het seker 'n uur gebid. Tot ons voel, ons is nou gemaklik daaroor. Ek sien die donkerte, ek sien die demoniese magte wil daai persoon aanval. En ons en julle, as jy toegewy daar is, sal die Here jou wakker maak. En jy gaan bid en daai goed gaan in die naam van Jesus. Dis disippelskap. Wanneer jy in die nag wakker word en vra om vir my, ek het al ook gesê, ek het al ook al gevoel dat mense vir my bid. So disippelskap, dit waaraan jy jou toewy, wat dit ook al is, dit sal jy word. Nou is 2 dinge. Dis God se deel en my deel.
Ek wil Filippense 2 vers 11 en 13 lees. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God, die Vader. Vers 12, daarom my geliefdes, soos julle altyd deur gehoorsaam gewees het, nie net in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit, met vrees en met bewering. Hoor wat sê die woord, werk jou eie heil uit, jou heil bedoel hulle jou redding, jy moet jou heil uitwerk, met vrees en bewering, want dit is God, wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Dis God wat in jou werk, om te wil, sowel as om werk na sy welbehae. Werk in, dis God se rol, God werk in jou. God werk in jou. Die dag wanneer jou hart vir die Here gegee, kom God se gees in jou, en dan werk hy in jou. Maar my werk is om uit te werk. Dis my verantwoordelikheid, om my eie heil uit te werk met vrees en bewering. So daar's twee dinge, ons moet dit onthou by disippelskap. God werk in jou, jou verantwoordelik is om uit te werk. Jou verantwoordelikheid is om Bybel te lees. Jou verantwoordelikheid is om jou toe te wy aan die Here. Jou verantwoordelikheid is om jou eie heil uit te werk. Dis nie my werk nie of jou werk nie. God werk in jou, jy werk uit. Amen. Dis die gees van God in jou. Dit is God se gees, maar as ook jou vlees. Jy moet onder beheer van God se gees kry, dan word jy disipel. Dis harde werk. Het julle geweet dis harde werk. Dis nie altyd lekker om in die nag op te staan of wat ook al nie, dis harde werk. Hoe jy dink, dis hoe jy verander. 'n Mens word verander deur jou denke. Dis hoe jy verander. Hoe jy voel en hoe jy voel beïnvloed jou optrede. Hoe jy voel en hoe jy voel beïnvloed jou optrede. Hoe voel jy? Dit is disipelskap. Dit is hoe jy dink en hoe jy voel. En dan, as jy so dink, dan tree jy so op. Daar's nie een persoon wat opgetree het sonder net ewe skielik nie. Ons het ook navorsing gedoen oor reeksmoordenaars. Nou, reeksmoordenaars werk so. Hulle, nadat hulle gearresteer is, dan sê hulle het altyd vir die sielkundiges of die kriminoloog gesê, die grootste, ergste ding wat met hulle gebeur het, was die eerste keer toe hulle moord gepleeg het. Dit was die moeilikste. Daarna het dit maklik gegaan. Sonde werk ook so. Dis altyd die eerste keer. Die eerste sonde wat jy pleeg is die moeilikste. Daarna gaan dit sommer maklik. Dan word dit al hoe erger en erger en erger en dit gaan makliker. So 'n disipel is iemand wat die eerste keer stop en sê nee, ek gaan nie daar nie. Ek is klaar met hierdie dinge van die duiwel. Hoe ek verander my gedagtes. Filippense 2 vers 5 lees ons, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Jesus Christus was. Die boodskap sê, soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel. Soos God, soos Jesus oor dinge gedink en gevoel het, so moet ons ook daaroor dink en voel. Nou, hoe gaan ons uitvind hoe God oor dinge dink en voel? Deur sy woord, deur sy gees wat in ons is. Amen. Hoe word ons word getransformeer deur die waarheid. En God se woord is die waarheid. Die waarheid is God se woord. In Matteus 4 vers 4 staan daar, elke woord wat deur die mond van God uitgaan, dit sal ons laat lewe. En ons word ook getransformeer deur swaar kry. Dis nie altyd maklik om die Here te dien nie. Ons moet weet. In Lukas staan daar, die koninkryk van God is soos iemand wat 'n gebou begin. Jy moet die koste bereken. Ons maak dit altyd maklik vir mense by die kerk en sê nee, neem net Jesus aan, bid hierdie, dan gaan alles reg kry. Nee, broers en susters, jy moet die koste bereken. En daai gedeelte sê, as hulle verbyloop by 'n huis wat half gebou is, sê hulle maar, hoekom het hierdie mens net halfpad gebou, hy het nie klaar gebou nie, want hy het nie die koste bereken nie. Om die Here aan te neem en sy disipel te wees, om disipelskap te vorder, is ook om die koste bereken. Daar is koste aan verbonde. Dit is nie verniet nie. Dit is verniet, maar dit kos jou. Dit kos jou om weg te draai van die sonde. Dit kos jou om jou verkeerde dinge te los. Dit kos jou om die pad te bewandel soos Jesus wil hê jy moet loop. En dit kos vir mense.
Dis nie maklik nie, maar dis moontlik. Amen. Dis moontlik. En die Here praat met ons om 'n disipel te wees. Is ons om Jesus te wees. So, kom ons praat bietjie oor swaar kry. In Romeine 5 vers 3 tot 5 lees ons: En nie elkeen en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet verdrukking lydsaamheid werk, en lydsaamheid beproewing, en beproewing en beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So die woord van die Here sê, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet verdrukking lydsaamheid werk, en lydsaamheid beproefdheid, en beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie. So swaar kry is deel van ons lewe. Ons kan nie weghardloop van swaar kry nie, kind van die Here. Jou grootste en jou mees intiemste ervarings van aanbidding sal waarskynlik in jou donkerste dae wees. Die grootste en die mees intiemste ervarings in aanbidding en in disipelskap sal moontlik in jou donkerste dae wees. En dit bou Christelike karakter. 'n Christelike karakter, disipelskap word ook gebou in donker dae. Ek weet baie van julle het al donker dae belewe. En ek weet as ek mense roep om getuig, sal hulle kan getuig van donker dae. Maar dis waar jou grootste deurbrake kry in donker dae. As jy net op die Here vertrou. Almal wat hier is, het al besluit, gevoel, ek kan nie meer nie, ek los alles nou, ek is nie meer 'n volgeling van Jesus nie. Maar donker dae, kind van die Here, wanneer jy in donker dae is, dis die tyd wanneer jy die Here moet aanbid. Dis die tyd wanneer jy moet vra, Here, help my, ek is in 'n donker dae. En as jy terugkyk, dan sien jy maar die Here was daar. Sy lig het op my geskyn en het my deurgedra. In siekte, in probleme, in alles. Hou aan om die Here te aanbid en hy sal vir jou deurbraak gee. Amen. Die duiwel hy kan jou nie help nie. Dis net die Here. Wat uiterlik in jou lewe gebeur, is nie so belangrik so wat in jou gebeur nie. Hoor, ek wil dit weer sê, wat uiterlik met jou gebeur, as jou werk verloor of alles, dis nie so belangrik nie, maar wat gebeur binne in jou? Dit wat binne in jou gebeur, is baie meer belangrik as dit wat uiterlik gebeur. Hou jou innerlike goed reg met God, en wat die uiterlike dinge gebeur, maar die innerlike dinge is baie meer belangrik. Ons lees in die Bybel, en hulle sê, dat 'n silversmid, mense wat weet, silwer, dis nie in die Bybel, ek dink nie dis in die Bybel, maar die ander gedeelte is in die Bybel. Hulle sê vir die silversmid, hoe weet jy, wanneer hierdie silwer, wat jy nou, jy maak het mos warm, hoe weet jy, wanneer hierdie goed reg is? Die silversmid sê, as dit reg is, as ek my gesig kan sien, hy maak daai silwer so warm, as hy sy gesig kan sien in dit, dan weet hy dis reg. Jakob het mank geloop, nadat hy gebeklei het met die engel van die Here, eintlik met die Here self. Nou is baie mense wat geestelik mank loop, maar wat sterk is in die koninkryk van God, amen, wat sterk is in sy lewe. Mank mense is mense wat weet waar hulle hulp vandaan kom, nie die wat sterk is en dink hulle is oorwinnaars nie. Mank mense, tot vandag toe, die Israeliete eet nie daai been van wat gebreek is van Jakob nie. Hy het mank geloop, nadat hy met God in 'n worsteling was, nadat hy hierdie dinge deurdrink het. En baie van ons het deur die meel van die lewe gekom. As jy meel maal, dan word dit grof, en as jy dit weer maal, dan word dit fyner en fyner en fyner. Ons wat deur die meel gemaal is, se meel is fyner as ander mense se. Meer kosbaar en meer, amen. Julle weet waarvan ek praat. Kinders van die Here, kom ons maak seker dat ons verstaan wat is disipelskap. In 1 Petrus 1 vers 7 in die boodskap lees ons, die doel van beproewing
is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. Die doel van beproewing is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof is vir God kosbaarder as goud wat vergaan. Dit staan in die boodskap in 1 Petrus 1 vers 7. So daar kom beproewing op 'n mens se lewe, maar as jy in geloof daardeur kom, dan kom jy sterker daardeur. Baie keer dan kom ons mense, ek het al hierdie storie vertel, vergewe my asseblief, maar daar's daarom nou en dan ander mense. Toe ek by die hospitaal gewerk het, eendag het ek by 2 mense gekom wat hulle bene verloor het in ongeluk. Ek het daar gewerk. En die eerste man wat ek bykom en hy het sy been verloor, hy was in 'n fabriek gewees en die masjien het hom deurgemaak en hy het sy been verloor. En toe moet ek hom praat, toe sy kwaad. Hy sê ek gaan hierdie mense aankla. Ek gaan hierdie werkgewer van my, ek sal hom wys, hy sal my betaal tot die res van sy lewe. En die en daai en hy gaan aan oor sy been wat verloor is. Verskriklik om jou been te verloor, natuurlik is dit so. Maar wat binne in hom aangegaan het, hy was woedend kwaad. En net 2 beddens van hom af het ek na 'n ander man toe gegaan en hy het ook sy been verloor in 'n ongeluk. En ek sê vir hom, hoorie so, hoe gaan dit? Hy sê vir my, Henry, dit gaan baie goed met my. Ek sê goed. Ek sê nou, hoe so? Hy sê nee, dit het al met my oorgekom. Ek kyk, ek sê nee, maar die ander been is reg so, dis nie sy ander been wat hy verloor het nie. Ek sê nou, hoe so? Hy sê my, weet jy, 'n paar jare terug, nee, ek en my pa ons het 'n baie goeie verhouding gehad. En toe is my pa skielik dood. En dit vir my gevoel of 'n liggaamsdeel van my verwyder is. Ek het oor dit gekom. Ek sal ook oor hierdie ding kom van my been wat ek verloor het. Wat het gebeur? Die eerste man het nog weke daarna in die hospitaal gelê. Die tweede persoon het net na 'n kort tydjie te huis toe gegaan met 1 been, maar hy sê ek het dit oorwin omdat dit al met my gebeur het. Wanneer slegte dinge met jou gebeur en jy weet dat die Here jou al uitgedra, dan weet hy sal jou weer uitdra. En God sal dit weer doen. God sal dit weer vir my en vir jou doen. En ek wil julle aanmoedig vandag om te sê, weet julle, die Here sal dit weer vir julle doen. En weet dit, vernaam dit wat hy gedoen het in jou lewe, hy gaan dit weer doen en beter doen. Amen. God se plan is goed vir ons, kinders van die Here. Wat moet ons doen? Om disippelskap te bevorder, ons moet juig en dankbaar wees. In 1 Tessalonisense 5 vers 18 skryf ons, wees in alles dankbaar, want is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Die Here wil hê ons moet dankbaar wees. Ek weet in die tyd waar ons lewe, daar's so baie dinge om oor dankbaar te wees. Hoekom moet ons altyd aangaan oor die ding wat ons nie oor dankbaar is nie? Die Here wil hê dat ek en jy moet dankbaar wees. Die 10 melaatse mense wat genees geword het, 1 persoon het teruggedraai en gesê, dankie Here dat U my genees het, die ander is weg. Hoeveel kere die Here ons nie gehelp nie, hoeveel kere is jy dankbaar? Het jy al dankie vir die Here gesê vir die dinge waar hy jou deurgedra het? Net 'n vraag. Groei deur versoening. Ons groei deur versoeking. Jakobus 1 vers 12 lees ons in die boodskap. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan, sal hy oorwinning prys, die lewe ontvang wat die Here beloof het vir die wat hom liefhet. Daar kom elke dag versoekings op elkeen van u se lewe en die woord van die Here sê, as jy die versoeking weerstaan, sal jy die lewe ontvang wat die Here, die oorwinningsprys wat die Here aan jou beloof het. Elke versoeking, kind van die Here, is 'n geleentheid om goed te doen. Wanneer daar versoeking in jou lewe kom, is dit ook vir jou 'n geleentheid om goed te doen, om nie aan hierdie versoeking toe te gee nie. En elke goeie daad laat jou groei om al hoe meer en meer Christus se karakter te ontwikkel en al hoe meer
soos Jesus te wees en al hoe meer 'n disippels van Jesus te wees. Ons dink versoeking lê om ons, maar God sê dit begin in ons. Versoeking lê nie om ons nie, maar dit lê in ons. Niemand van ons gaan uit om te sê ek gaan vandag verkeerde dinge doen nie, maar dit lê om ons. Die versoeking is om ons. En elke dag van ons lewe sien ons versoekinge en versoeking. Weereens, ek is nie jammer nie, ek praat uit my agtergrond uit. Julle weet mos my vorige lewe wat ek was, nê? En ons was baie mense nou nog, en dis die klagtes, dat hulle geld vat, en julle noem dit mos chocho, om geld te vat by mense. En ek het klas gegee by die klas eendag. Toe sê ek vir hulle, ek was 'n opleidingsbeampte, toe sê ek vir die mense, weet julle wat, nê? Ek sal ook geld vat. Hulle kyk my so, jy gaan die geld vat, kolonel. Ek sê, ja, ek sal. Maar ek is nie cheap nie. As iemand my wil omkoop, sal hy moet 4 of 5 miljoen begin. Ek gaan my nie laat opkoop vir 'n R5 of 'n R20 in my werk verloor nie. Ek sal my nooit laat omkoop vir dit nie. So mense kom en dan kom hulle in versoeking en dan vat hulle R10 of R20 of ewen R100, dan verloor hulle werk. Ek het hulle uitgewerk daar, ek sê ek het soveel jaar dien, so, met ander woorde as ek al die geld optel, soos nou, ek kry nog steeds my pensioengeld, omdat ek nie chocho gevat het, terwyl ander mense in die tronk sit en moeilikheid sit nie. Ek het die versoeking weerstaan, omdat ek besef, dat hierdie ding gaan my niks beteken nie. Hierdie paar randjies wat jy nou gaan kry, om 'n paai te gaan koop daar by die winkel, en jy word gearresteer, is nie die moeite werd nie. Die meeste versoekings wat ons elke dag kry is nie die moeite werd nie. Dit is nie die moeite werd nie. En sodra jy aan versoeking toegegee het in daai, die woord van die Here sê, the lender is a slave of the borrower. As jy geld by ander mense gevat het, nou is jy hulle slaaf. Nou gaan hulle vir jou vertel wat om te doen. Versoeking, en elke dag, in ons eie lewens kry ons met versoekings te doen. En die Here sê ons moet dit weerstaan versoekings. En dankie. Dis maar hierdie gedeelte wat ek nou gepraat het is verniet hoor. Julle is okay. Julle dis verniet. Oorkom versoeking. Vlug weg om enige iets wat jou bose gedagtes gee, maar bly naby enige iets wat jou die regte dinge wil laat doen. Vlug weg van dit af. 2 Timoteus 2:22 sê, maar vlug vir die begeerlikhede van jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Die stryd om sonde word in jou gedagtes gewen of verloor, kind van die Here. Wat jou aandag kry, sal jy kry. Wat jou aandag kry, dit word in jou gedagtes gewen. Versoeking is daar om vir jou tot val te bring. Hoe gaan jy dit ook doen? Baie keer is daar goed in jou hart in wat jy graag moet praat. Ek stel voor dat jy 'n betroubare en 'n godvreesende vriend kry om jou in jou stryd by te staan, om saam met jou te bid. Maar dit moet 'n betroubare en godvreesende vriend wees. Die waarheid is dat dinge waaroor jy nie kan praat nie, reeds buite jou beheer is in jou lewe. So as daar iets is wat jy nie kan oorpraat nie, is dit reeds buite beheer in jou lewe. Dis goed om met God daaroor te praat, maar baie keer stuur God mense op jou pad, dat jy saam met hulle kan bid, want baie keer, my vrou sê altyd, as 'n huis se deur toe gaan, weet ons nie wat daar binne ingaan nie, en dit is so. En dit wat daar binne ingaan, as daar dinge verkeerd gaan, kry iemand wat jy kan vertrou, wat jy weet hierdie, maar jy moet baie versigtig wees, jy moet nie sommer met enige een praat nie, laat hulle nie uitpraat nie. Ek praat nie van geheime goed ook en alles, moenie dat mense, ek onthou die dag toe ek jare terug, toe ek my hart vir die Here gee, toe ek nog 'n kind was in Parys, nie 'n kind nie, ek was 'n jong polisieman, baie stout en baie verkeerde dinge gedoen. En die dag toe ek my hart vir die Here gee, weet julle wat gebeur wanneer jy hart vir die Here gee? Dan, wanneer ons bid hier vir mense, dan praat jy man, spil jou guts, vertel hulle. En ek het gevoel ek moet dit praat, sodat dit kan uitkry, dat die Here my sonde kan vergewe, dat my lewe kan verander. En net die volgende dag toe, kry ek 'n ander man, hey Hendrik, ek het nie geweet jy dit en dit gedoen nie, weet julle hoe kwaad was ek? Ek wil die kerk bedank, ek wil die Here los, alles. Moenie ander mense se goede vir ander mense vertel nie, dis nie geheim nie, dis by God bekend. Maar flip en hoe het ek gevoel? Ek wil sommer net die kerk los. Ek sê maar, hoe kan julle
So, moenie die fout wat as ek maak nie. Jy moet iemand vertrou wanneer jy jou goede met hom praat. Want die Here het jou vergewe, dit is klaar verby, daar's nie meer stories nie, want ek is mos nou 'n disipel van die Here. Onderwerp jou aan God en weerstaan die duiwel en hy sal vir jou van jou af wegvlug. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe die menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Saam met die uitkoms gee hy ook die versoeking. En soos ek reeds gesê, die eerste ding is die moeilikste, dan gaan jy lekker aan. Die mense wat bedrog pleeg by firmas en dit, ons het daai saak ook ondersoek, wat hulle maak, die eerste is die moeilikste. Hulle vat net 'n paar rand weg en hulle betaal dit nie in nie. Dis die moeilikste. Daarna gaan dit maklik. Dis hoe firmas miljoene rande verloor deur mense wat stelselmatig hierdie geld vat. Dis net 'n klein storie om vir julle te sê, die eerste versoeking, ons moet wegbly van dit af. En al hierdie goed, kinders van die Here, dit neem tyd. In Prediker 3 vers 1, 'n mens, die Here kom op een oomblik en hy verander jou lewe, maar om jou karakter verander, dit vat tyd. Dis hoekom ons praat van 40 dae hier. Daar is 'n vaste tyd, sê Prediker 1. Vir alles en elke ding onder die son het sy tyd. Filippense 1 vers 6 sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot die dag van Jesus Christus. Die goeie werk wat hy begin het, sal hy tot eindig tot die dag van Jesus Christus. God is nog besig om met my en jou te werk, en hy sal dit volëindig tot die dag van Jesus Christus. Terwyl ons kwel oor hoe vinnig ons groei, is God bekommerd oor hoe sterk ons groei. Dit is nie hoe vinnig nie, maar dis hoe sterk. Partykeer vat dit vir jou lank om oor 'n ding te kom. Partykeer net so. Verslawing en al hierdie goed. Die Here kan op een oomblik jou lewe verander. Maar partykeer vat dit 'n tyd om oor hierdie goeters te kom. Partykeer moet jy karakter verander met tyd. Karakter verander met tyd. God is nog steeds besig om in my en jou karakter te werk. Moenie haastig wees nie. Ja, jy moet haastig wees, maar God se tyd is 'n ander se tyd. Ons weet mos wanneer ons verkeerd optree. Ek weet ek word nog baie keer kwaad. Ek weet nog hierdie dinge. Dan vra ek, Here, help my. God is besig om my karakter verander in my disipelskap ding. En dan Deuteronomium 7 vers 22. Dis eintlik 'n vers wat gedeelte wat my vrou se lewe verander het. Deuteronomium 7 vers 22. En die Here jou God sal hierdie nasies langsamerhand, stukkie vir stukkie, voor jou uitverjaag. En jy mag hulle nie gou vernietig nie, dat die ongedierders nie teen jou oorhand kry nie. En die Here jou God sal langsamerhand, stukkie vir stukkie, jou voor jou uitverjaag. En jy mag hulle nie gou vernietig nie. Hoekom nie gou vernietig nie? Sodra jy iets reg gekry het in jou lewe, as jy hier is en hier het jy 'n probleem, as jy dit reg gekry het, dan moet daai goed met God se gees vervul word. As jy sommer hiernatoe gaan, dan begin hulle weer van agter af om dit te vul. Julle weet presies waarvan ek praat, nê? So dis stukkie vir stukkie, hoe God mens verander. God verander my en jou stukkie vir stukkie, langsamerhand. Hoekom neem dit so lank? Ons is stadige leerders. Ons het baie om te leer. Ons is bang om die waarheid nederig in die oë te kyk. Groei is dikwels pynlik en skrikwekkend. Geen groei sonder verandering en geen verlies sonder pyn nie. Groei is 'n proses. Gewoontes neem tyd om gevestig te word. Dit neem tyd om gevestig te word. Mense wat aan dwelm verslaaf is, hulle gaan na 'n plek toe en dan detox hulle daar. Hulle kry die goed uit jou uit. Ons het ook soms geestelike detoxing nodig om die slegte gewoontes uit ons uit te kry, uit ons gees uit, sodat ons vorentoe gaan, sodat ons disipelskap kan najag. Glo dat God in jou lewe werk.
Al voel dit nie so nie. Al voel dit nie soms vir jou so nie. Jy sê ek kan nie aan nie, ek sukkel met hierdie ding. Glo dat God in jou lewe werk. Ek het sport gedoen. En by sport noem hulle dit hitting the wall, om die muur vas te hardloop. Jy oefen en jy oefen en jy oefen, maar jou tye gaan net nie beter nie. Weet jy wat moet jy maak? Hou aan oefen, hou aan. Eendag gaan kry jy 'n deurbraak. Ek onthou ek het gesukkel met 'n sekere tyd en ek het aangehou, naderhand het ek moeg geloop. En een Saterdag toe ons hardloop, toe ek kyk, toe sien ek, ek is halfpad, ek het sommer met 2 of 3 minute dit verbeter. Dis hoe dit in die geestelike lewe ook werk. Hou net aan, glo, as jy die Here gaan vir jou groot werk doen. Skryf neer. God is nooit haastig nie, maar hy's altyd betyds. 80 jaar was Moses, 40 jaar was hy in die woestyn. Ons is besig met 40 dae van doelgerigte lewe. Moenie mismoedig word nie, kind van die Here. Hou aan en aan en aan. Luister na die versies, gaan en verander. En wanneer jy val, staan vinnig op. Die belangrikste is, as jy val, staan vinnig op. Die woord van die Here sê, menigte male, regverdige sal 7 keer val, maar hy sal self elke keer opstaan. Amen. As jy val, ons almal val, staan op, stof af en gaan aan. En dis disippelskap. Amen. Ons is geskep om soos Christus te word. Hoe groei ons? Ons groei deur op God te vertrou. Ons transformeer deur die waarheid, deur God se woord. God se woord is die waarheid. Ons transformeer deur swaar kry. Ons transformeer, God se plan is goed. Ons moet dit altyd weet. God se wees is nie ons wees nie, en God se plan is goed. Jy gaan wees dankbaar. Groei deur versoening, deur versoeking. Oorkom versoeking, en dit alles neem tyd. Dit is die woord van die Here vir oggend, vir hierdie dag, oor disippelskap. Ek wil julle aanraai om daai versies, elke dag daai goedjies te kyk, en is julle opgewonde. Ek het Sondag by die begrafnis, dankie vir die blomme, gepraat oor ons lewenswedloop. Elkeen van ons het 'n lewenswedloop, en disippelskap help ons om daai lewenswedloop te volëindig. Die dag wanneer Jesus kom, die dag wanneer die woord van die Here sê dat ons sien uit na die koms van die Here, ons het dit gesing ook. Dis soos 'n wedloop, en ons wag die dag wanneer ek sien uit, wanneer ek my Here gaan ontmoet, omdat hy vir my geleer het van disippelskap, van verandering, van dinge en goeders in ons lewe. Dis die woord van die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in die naam van Jesus, Here, ek wil bid dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Ek bid dat U elke punt van dit wat ons bespreek het in ons harte sal gee. Ek wil bid dat U vir ons sal help, dat ons langsamerhand, stukkie vir stukkie oorwinning sal kry. Dankie Here dat U planne vir ons goed is. Dankie dat U ons geroep het en gesê kom agter my aan. Dankie dat U besig is om ons te maak soos Jesus. Help ons Here dat ons in elke omstandighede soos Jesus sal wees. Daardie dingetjie wat hulle gesê het, what would Jesus do? Help ons in die naam van die Here. Here, ons weet dit is nie maklik nie. Ons weet ons val en maar die Here dra ons, help ons. Help ons in die naam van die Here. God, ons het U nodig vandag, elke dag van ons lewe. Sonder U kan ons dit nie doen nie, maar met die hand van die Here, die genade van die Here, kan ons dit doen, kan ons soos Jesus word. Elkeen van ons wat hier is, Here, help ons. Elkeen van ons is op 'n ander uitweg. Dankie dat ons die stem van die Here hoor. Kom agter my aan. Kom agter my aan, volg my, en ek sal jou vissers van mense maak. Die grootste visser van mense, Jesus, roep vir my en vir jou, en sê kom agter my aan, en ek sal jou ook 'n visser van mense maak. Amen en amen. Kom ons dit net so. Dankie Here vir U Gees, en dankie vir elkeen wat hier is. Here, ek weet dat die Gees van God met elkeen van ons praat op ons eie manier, terwyl ons oë gesluit is en ons die Gees van die Here ervaar. Wil ek bid vir my en vir elkeen wat ons oë gesluit is, dat U vir ons sal wys, Here, waar is dit waar ons nog moet aan werk deur die genade van die Here. God werk in ons, dis ons verantwoordelikheid om uit te werk.
Help ons dat ons, Here God, ons verantwoordelikheid aanvaar en help ons dat ons terwyl ons besig is om ons eie heil uit te werk met vrees en bewering, dat God se hand ook daar is. Ons eie redding moet ons uitwerk met vrees en bewering. Help ons, is my gebed vir elkeen van ons in Jesus se naam. Amen en amen.